gaan vanoggend die gedeelte uit die boodskap parafrase vir ons saam lees. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 13 vers 8 tot 13. Ons ken die ander gedeelte mos nou al baie goed. Wat ons die afgelope paar weke mee besig was, ons sal by vers 8 begin lees. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons U kan ken as Vader, Seun, Heilige Gees, ons drie-enige God, U wat U op soveel wonderlike maniere aan ons openbaar het, dat nie een van ons sal kan sê, ons kan nie met U identifiseer nie. Dankie dat U elkeen van ons ingetrek het in 'n persoonlike verhouding met U. Dankie, o Heilige Gees, dat U in ons kom woon het, permanent, dat U deur ons werk, elke dag, dat U ons inspireer en ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Kom, o Gees, kom waai deur ons. Waai weg die stof en die rubbish wat daar nog in ons lewens is en vul ons met U liefde en U krag, en U vrug, en U gawes en U vrede. Maak ons bruikbare instrumente, leë kruike wat gereed is om weer volgemaak te word. Want U maak ons elke keer, Here, U maak ons tot oorlopends toe vol, sodat U liefde deur ons en vanuit ons kan vloei. Laat ons monde en ons hande en voete oorloop van dit waarvan U ons harte vol maak. Maak ons ore oop, Here, maak ons harte oop, maak ons gewillig om gretig te doen wat U van ons verwag. Amen. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 13, ek gaan by vers 8 begin. Liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê, dis klaar nie. Maar die spesiale geskenke wat die Gees aan mense gee, soos om God se woord oor te dra, of in spesiale tale te praat, of om dinge van die godsdienst te verstaan, waarvan ander nie veel weet nie, dit sal nie vir altyd hou nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die Gees dit nie meer vir mense sal gee nie, omdat dit nie meer nodig sal wees nie. Ons weet in elk geval nie nou alles nie, en wat ons vir julle van God se wil vertel, is ook nie alles wat daar is om te weet nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer alles volmaak sal wees, soos God dit bedoel het. Dan sal die dinge wat God net 'n tydelike in 'n tydjie wou gebruik het, nie meer nodig wees nie. Dit is eintlik maar so met 'n mens ook. Toe ek klein was, het ek nie soos 'n groot mens gepraat nie, maar soos 'n kind. Ek het ook gehou van die dinge waarvan kinders hou en graag daaroor gepraat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die groot mense praat nie, want ek het deur die oë van 'n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek groot geword en dit alles het verander. Die dinge wat vir my as kind so belangrik was, is nou nie meer vir my belangrik nie. Ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene. Ons kan nie alles van God verstaan nie. Dit is of ons in 'n blinkerige stuk staal of 'n dowwe spieël na onsself kyk. Ons kan nie alles mooi uitmaak wat ons sien nie, maar die tyd kom wanneer ons alles helder en duidelik sal sien, asof dit reg voor ons staan. Nou maak ons maar stuk uit wat God en van God en alles wat hy vir ons doen en beteken. Daar kom egter 'n tyd wanneer ek alles sal weet, net soos God nou alles van my af weet. Tot daardie tyd kom, het ons 3 belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Daar is die verhouding met God, in die ander vertaling staan daar geloof. Daar is die verhouding met God, die geloof, die sekerheid dat hy sy belofte sal hou, of die hoop, en die liefde. En van hulle staan liefde bo aan die lys. In vers 8, in die 83 vertaling staan daar, die liefde sal nooit vergaan nie. En ons het dit nou hier so gelees, liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê, dit is klaar nie. Ons gaan 'n bietjie nadink oor hierdie agape liefde en veral oor die ewigheid, maar ook oor die huidigheid daarvan, dat ons dit elke dag gekry en gebruik.
Ek dink 1 Korintiërs 13 is een van daardie hoofstukke wat vandag eintlik weer in die kollig behoort te wees en onder die vergrootglas moet kom en wat deur ons almal ten minste eenmal 'n week gelees moet word. Of as jy wil, elke oggend vir die volgende paar weke of maande, om dit deel van jou stilte tyd te maak, om dit deel te maak van hoe ons God se wil interpreteer vir ons daaglikse lewe. En die rede daarvoor kan ons natuurlik almal teen die tyd raai, want in hierdie hoofstuk beskryf Paulus vir ons hierdie onselfsugtige, onvoorwaardelike, onbaatsigtige liefde, die liefde van God, liefde wat nie eers 'n toets hoef te slaag nie, liefde wat nie diskrimineer nie. Dit is hierdie suiwere goddelike liefde waarvan ons weet God dit ook in ons harte uitgestort het. En dis heeltemal anders as die liefde wat in die sekulêre wêreld funksioneer, en selfs in Jesus se tyd of in die skrywers van die Bybel, skrywers se leeftyd, was dit in die heidense wêreld en selfs in die Joodse wêreld heeltemal anders. Die Grieke het die woord agape, maar hulle gebruik hom baie min in hulle literatuur. Hulle fokus meer op die ander soorte liefde. En dan byvoorbeeld as ons nou hoor die konteks kom uit daardie heidense wêreld. As Paulus skryf van 'n galmende simbaal of 'n klinkende metaal of leë blikke wat raas, dan kan hy heel waarskynlik verwys na die feeste wat die Grieke gehou het en die Romeine vir Bacchus en vir Dionysius. Dis nou die Romeinse weergawe van Bacchus. Hulle was die gode van drank en partytjies onder andere. En daar was gereeld tot hulle eer fees gevier. En die mense het dit baie geniet om vir hulle te eer. En dan is daar dikwels met simbale en dromme geraas gemaak en 'n luide gejuig opgehef tot hulle afgode vir hierdie feestelikheid. So, en dis die soort liefde wat in die wêreld ook was, eros en natuurlik so klomp broederliefde ook, maar die opofferende liefde, die onselfsugtige liefde, hierdie onvoorwaardelike agape liefde, is in die Bybel 'n baie belangrike tema en 'n onderwerp. Soveel so dat dit die woord in sy twee forme, selfstandige naamwoord en werkwoord, meer as 250 keer gebruik word. So as jy nou eendag tyd het, jy het niks anders om te doen nie, jy's met vakansie, vat 'n kleurmerker en merk bietjie elke keer, soos wat jy maar jou Nuwe Testament deurlees, dan merk jy die woord liefde. Kyk 'n bietjie hoe gereeld kom dit voor. Dit is ook hier waar Paulus vir ons dit wil kom leer. So die eerste wat ek net vanoggend bietjie weer met julle wil deel is, as ons so 'n klein bietjie terugkyk, ons gaan nou nie alles herhaal nie, maar waar hy vir ons wys dat liefde, die agape liefde, is alles teenoor niks. Hy sê dit letterlik ook so. Hy skryf dat van al hierdie gawes, van die vrug van die Gees, sou hy ook kon sê, van die karaktereienskappe van 'n navolger van Jesus, sê hy, ver belangriker as die geestesgawes, ver belangriker as daardie sogenaamde groot geloof. Daar is mense wat dit as 'n gawe ontvang om ek wil amper sê, sterker, beter te glo as die deursneepunt van die Here, mense met ekstra geloof, maar selfs beter as dit, sê Paulus, as die mees indrukwekkende en die mees bewonderenswaardige gawes en dade en optrede van mense, wat nie altyd so onselfsugtig was nie, is hierdie allergrootste wat hy noem van al die gawes, die liefde. En daarom sê Paulus, sonder liefde is al hierdie ander goed niks. Hy sê ek is dan niks as ek nie die liefde het nie. En dan skryf hy ook, ons het gelees van soveel wonderlike goed wat hierdie liefde ons laat doen, vriendelikheid en so voort. Hy sê in verlede week se gedeelte, hierdie liefde is altyd ten gunste van geregtigheid byvoorbeeld. Nou, ek lees die laaste tyd nogal by meer as een skrywer, wat dalk ook maar soos ons agtergekom het hoe negatief die mensdom is. Toe skryf hy ook vir ons as kerk, as kinders van die Here, moet ons 'n bietjie meer fokus, of baie meer fokus op dit waarvoor ons is, en nie so baie geraas maak oor alles waarteen ons is nie.
En dan skryf hulle byvoorbeeld dat ons Here Jesus ook nie teen vreeslik baie goed was nie. Natuurlik was hy teen skynheiligheid en teen sonde en teen die Fariseëse wettisisme, maar baie meer lees ons waarvoor hy was. En dit lees ons ook hier by Paulus. In Romeine 8 vers 31 kan julle dalk onthou, al onthou mens nie altyd presies waar dit staan nie, maar dis daardie mooi teks wat sê, God is vir ons. God is vir ons. Ons lees ook baie meer waarvoor God is, as waarvan hy teen hy is. En as God vir iemand is, dan behoort ons ook vir hulle te wees, nee. Ons kan nie teen iets wees waarvoor God 'n voorstander is nie. Jesus het sy disippels ook so opgelei. Jesus was vir sondaars. Hy was nie teen sondaars. Hy sê ek het juis gekom, want die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die siekes. Hy was vir die tollenaars, want hy het 'n soort van 'n sekerheid in sy binneste gehad, dat as hulle hom net reg verstaan, dan gaan hulle hom ons ook volg, soos ons baie voorbeelde het. Jesus was vir siekes, vir krepeles, vir melaatses. Hy het nooit enige een van hulle weggewys nie. Jesus het nooit enige voorwaardes gestel wanneer hulle hom kom vra het vir genade of vir genesing of vir vergifnis nie. Die liefde van God in ons, skryf Paulus dan ook verder hier in 1 Korintiërs 13, maak ons hierdie, ek sê dit nou met 'n heilige betekenis, positiewe mense, want daar's baie goed wat gesê word ook oor positiwiteit, en enige iemand kan positief wees, 'n ateïs kan ook positief wees. Maar as ons as kinders van die Here positief is, dan is dit met 'n geestelike onderbou. Daarom sê Paulus, die liefde is altyd vriendelik, nederig. Die agape liefde, die liefde wat God ons nie net gegee het nie, maar ook deur ons wil uitleef, daardie liefde het nie ego-probleme nie. Sulke mense met God se liefde, ons kan nie egoïsties wees. Ons kan nie dat alles net rondom my moet draai en ek net aan my eie belange dink nie. Daarom skryf Paulus sommer reguit dat ons die belange van ander hoër moet ag as ons eie. Anders sê Paulus, is ons maar leeblikke wat baie geraas maak. En dan sê hy, sonder daardie liefde is 'n mens maar niks. God het my en jou nie geskaap om geraasmakers te wees. God het ons ook nie geskep om net vir onsself te leef, dat alles moet rondom my draai en ek eintlik so diep in my binneste in die geheim regtig net aan my eie belange dink en hoe ek vandag vir myself beter gaan maak. En daarom is die uitdaging dat ons, soos ons nou gesing het ook, vriend, ek wil jou dien. En jy kan sommer daar in jou eie huis begin, maar dit moet nie daar stop nie, nee. Oefen 'n bietjie hierdie week om in die oggende vir die mense in jou huis, of al is daar net nog een saam met jou te sê, hoe kan ek jou vandag dien? Hoe kan ek jou dag vir jou 'n bietjie beter maak vandag? Wat kan ek doen om die lewe vir jou vandag 'n bietjie makliker te maak? Maar ons word nie so wakker nie, nee. Ons word eintlik wakker met, ek wens die mense rondom my wil my lewe vir my bietjie makliker maak. Paulus sê, en die Here Jesus sê, dit moet andersom wees. God het ons nie kom red en kom versoen om niks te wees, maar om vol van sy liefde te wees. Daarom sê Paulus so duidelik, God het sy liefde in jou hart uitgestort. Jesus se hart klop nou in jou binneste, in my binneste. En daarom weet ons ook, as Paulus dit sê, dan sê hy, hierdie agape liefde is genadedade. Dit is nie emosie nie, dit is nie iets wat ons vir die vertoon doen, soos die jong mense sal sê vir die show, of om 'n dankie of 'n handeklap, applaus te kry nie. Dit is selfopofferende, onvoorwaardelike, onbaatsigtige liefde wat sy oorsprong by God self het. En God is nie een, Jesus was ook nie een wat sy eie eer gesoek het. Hy sê dit self, hy het gekom om te dien. Ons weet hierdie liefde is nie
bloot emosie nie, maar dit het te doen met ons keuses, met ons wil, met ons karakter, met ons integriteit, met ons deursettingsvermoë. Om dit nie net so af en toe te doen, om te dink, nou kan ons weer in God se goeie boekies kom nie. Hierdie liefde is 'n bewys van ons geestelike volwassenheid. Johannes Calvin het ook hieroor geskryf, hy sê, die liefde wat God vir ons gee, is wat die liggaam van Christus by mekaar hou, en hy skryf op een plek, dit is die toetssteen vir egte geloof. As mens nou dit durf waag, en ons doen dit nie openlik nie, maar miskien moet ons dit net met onsself doen, om ons geloof, die egtheid van ons geloof te toets, dan sê Calvin, dan soek hy die genadedade, die liefde, die onvoorwaardelike liefde. Nou nog 'n bietjie verder terug in die geskiedenis, was die kerkvader Augustinus, hy het ook baie geskryf oor hierdie liefde. Hy het in Latyn, ons het dit gesing verlede week ook, is dit caritas, dis die Latynse vertaling vir agape liefde. Hy skryf daaroor Augustinus, dis nie net 'n gevoel nie, maar 'n daad van genade, 'n goddelike werk wat die hart hervorm en dit ook tot rus bring in God. 'n Goddelike werk. En daarom as ons so lief het en ons moet, dan doen ons God se werk in die wêreld. Nog 'n laaste aanhaling net is van 'n meer onlangse skrywer, Timothy Keller, wat geskryf het oor hierdie onvoorwaardelike liefde. Hy sê dis wanneer jy kies om jouself vir ander te gee, selfs al kos dit jou. Dis daar waar dit vir ons moeilik raak nie, as dit ons begin iets kos. En dit is hoekom daarna verwys word as geestelike volwassenheid. Daar's maar min voorbeelde daarvan in die Bybel, daarom dat die profete so moes raas met die volk oor hulle dit nie doen nie, en die Here Jesus met die fariseërs en die skrifgeleerdes en die verstokte Jode moes raas amper om hulle te sê, maar dis nie hoe God dit wil hê nie, en Paulus skryf nog steeds vir sy gemeentes, alles hulle almal wedergebore is. Hy inspireer en ons moet hierdie liefde doen, sê hy. Ons kan nie net dit so af en toe doen nie, maar daar is voorbeelde in die Bybel. As ek in die Ou Testament dink, julle ken hom, hy is een van my ander helde, behalwe die Here Jesus, dis ou Josef, wat na alles waardeur hy gegaan het en vir jare in Egipte was, hy was onder andere in die tronk, uiteindelik 'n hoë posisie gehad het, en toe sy broers by hom kom, het hy sonder om te blik of te bloos, sonder om eers 2 keer te dink, het hy hulle vergewe en hulle ingenooi om te kom deel in dit wat hy nou het en ervaar, en hy het gehuil saam met hulle in daardie vergifnis, gaan lees maar in Genesis 45. Alhoewel dit nou nie spesifiek oor hierdie liefde gaan nie, maar ons sien dit presies in hoe dit gebeur is daar waar Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan. Ons ken dit baie goed, nou dalk al is dit nou net 'n gelykenis, is dit tog 'n lewensles wat Jesus vir ons wil leer. Baie keer in die Bybel gaan hierdie liefde met vergifnis gepaard. En ons sien dit nie op die oppervlakte nie. Want onthou, die Samaritane en die Jode was aardsvyande. Hulle het mekaar met klippe gegooi as hulle te naby aan mekaar gekom het. En hier kom hierdie Samaritaan en hy kon dieselfde gedoen het. Hy kon ook maar ver verby gegaan het. Maar daar's vergifnis in sy hart. Daar's liefde in sy hart. Dit gaan hom nou iets kos. Maar hy gee homself vir iemand anders, vir 'n vyand. Stefanus vergewe in Handelinge 7, bid hy dat God hierdie mense sal vergewe wat nou besig is om hom dood te gooi met klippe. Dan kyk hy op en hy vra vir God om vir hulle genadig te wees. En ons weet natuurlik waar hy dit geleer het, die Here Jesus wat terwyl hulle hom aan die kruis vasspyker, bid vir die vergifnis van die wat hom oorgelewer het en die wat hom nou hier veroordeel, die wat besig is om die spykers deur sy hande te slaan. Vader, vergeef hulle. Dis 'n liefde wat 'n mens iets kos. Hy het sy lewe vir ons gegee, vir sondaars. 'n liefde wat jou iets gaan kos. God vra dit van ons, broers en susters. God vra van ons dat ons sal lief hê
ten spyte van wat dit ons gaan kos. Partykeer kos dit my ego. Partykeer moet ek vir myself sê, maar dit gaan nou nie hier oor my nie. Dit gaan oor die ander. Partykeer kos dit my tyd en energie en geld en opoffering. Dis dan wanneer God ons daardie liefde wil laat beoefen soos wat hy dit van ons verwag. En dis die liefde waarvan Paulus skryf, het hou nooit op nie. Mens kan ook nie net kies wanneer jy en teenoor wie jy dit wil uitleef nie, maar net so sê hy, hierdie liefde is ewigdurend. Van God se kant af weet ons dit, natuurlik van God se kant af is dit 'n ewige liefde, geanker in die ewigheid in God self, 'n liefde wat nie gaan ophou wanneer ons te sterwe kom nie, maar wat dan gaan vermenigvuldig wanneer ons in die volle teenwoordigheid van God is, waar daar nie pyn, lyding of trane is nie, waar daar net liefde is. Maar ons kan nie wag vir eendag nie, sê Paulus. Hy sê in vers 13, ja, ons het geloof en ons het hoop en ons het liefde, en die grootste is die liefde. Net om weer na Timothy Keller te verwys, hy skryf dat hierdie agape liefde is die karaktereienskap wat reeds in die hede leef en in die toekoms sal oorleef. Hy sinspeel daarop dat dit is al wat ons saamvat. Ons gaan nie ons geloof saamvat nie, want ons gaan nie in die hemel het ons nie geloof nodig nie. Ons hoef nie te glo dit wat ons nie kan sien nie, want dan gaan ons alles sien, sê Paulus. Hy sê, ek is besig om te groei, ek was eers soos 'n kind, nou later het ek bietjie meer volwasse begin dink oor goeders, maar eendag, sê hy, dan sal ons alles weet, alles sien. Dan hoef ons nie meer te hoop nie, dan hoef ons nie meer te glo nie, maar ons gaan nog steeds liefde hê. En daarom het die boodskapvertaling vir my aangespreek, so kom ek dit ook gelees het vanoggend, die liefde kan nie opgebruik word nie. So moenie bang wees om lief te hê nie, dit sal nie opraak nie, moenie wag dat dit nou eers weer 'n slag bietjie na my kant toe kom nie. Ons moet net gee en gee en gee, want hierdie liefde vergaan nie. Dit is soos die weduwee se kruik, dit kan nie leeg raak nie. In die Engelse Bybel staan daar, maar net soos byvoorbeeld in die Amplified, love never fails. Met ander woorde, dit laat ons nie in die steek ook nie, dit is altyd daar. It never fades nor ends, dit hou nie op nie. Maar kom ons raak nou net hier aan die einde so 'n bietjie prakties hieroor. Wat beteken dit dan? Onthou, Jesus Christus het die Vader vir ons kom wys. Ons weet die drie enige God is agape, God is liefde. Ons het nou gehoor, dis selfopofferend. Jy gaan van jouself moet opoffer. Dit is onvoorwaardelik. Ons kan nie voorwaarde stel en vra en toetse vir onsself aanlê vir wie dit waardig is of nie. Jesus het dit nie gedoen nie, die Samaritaan het dit nie gedoen nie. Jesus het nooit vir iemand wat na hom toe gekom gevra oor hulle geloof eers, oor hulle vertroue in hom nie. In Lukas 5 lees ons eendag toe Jesus daar in vers 12, hy was in een van die dorpe, toe kom hy 'n man teë wat oortrek was van melaatsheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor Jesus neer en hy smeek, Here, as dit u wil is, kan u my gesond maak. Jesus steek dadelik sy hand uit. Hy raak hom aan en hy sê, ek wil, word gesond. Hy vra nie vir hom, het jy die Bybelskool bygewoon, was jy gereeld besig met liefdadigheid in die erediens, het jy dit gedoen of dat, hy vra nie eers vir hom, glo jy in my? Jesus het onvoorwaardelik lief gehad en die melaatsheid van die man was onmiddellik weg. Dink aan Legio in Lukas 8, Jesus het hom van 'n verskeidenheid bose geeste, honderde waarskynlik bevry, en hierdie vry man, hierdie nuutgemaakte, wedergebore mens, kan 'n mens sê, vra vir Jesus, hy sê, ek wil u volg. Jesus sê, nee, jy hoef my nie te volg nie. Hy sê, gaan doen wat jy moet doen. Gaan wys vir die priesters dat jy rein is.
Jesus het nie terugbetaling eers verwag of wederliefde van hierdie man nie. Hy het net onvoorwaardelik lief. Onthou jy daardie profetiese woorde in Jesaja 53 vers 5, oor ons sondes is hy verbrys. Vir ons sondes het hy betaal. Daarvoor is hy deurboor. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Lank voordat hy nog geweet het hoe ons harte gaan wees teenoor hom, hoe ons gesindheid gaan wees, of ons bereid gaan wees, het Jesus onvoorwaardelik die liefde van God uitgestrooi op elkeen van ons. Ek wou nog gesê het uitrol, maar ek hou nie daarvan as mense projekte uitrol nie, want dat my kop altyd gaan na ouens wat, toe ons op die plaas was, die hooibale so uitgerol het van die vragmotor af. Maar amper so nee, kom rol Jesus net liefde uit. Nou, hoekom het ons nie ook so lief nie? Hoekom is ons dikwels kieskeurig vir wie ons liefde gaan betoon? Voorwaardelik, wat kan die mense vir ons terug beteken? Hoekom het hulle nie eers so en so gemaak nie? Hoekom is ons liefde nie altyd gepaard met selfopoffering nie? Ek sal lief hê solank dit my net nie te veel kos nie. Is dit nie wat in ons harte partykeer aangaan nie? Petrus herinner ons ook in sy brief 1 Petrus, hoofstuk 2 vers 23, weer eens aan Jesus. As hy skryf, toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles aan God oorgelaat. Is dit nie hoe die liefde, die onvoorwaardelike liefde moet lyk nie? As Jesus sê ons moet selfs ons vyande lief hê, dan doen hy dit eerste. Hy verwag nie van ons om iets te doen wat hy nie self gedoen het of bereid is om te doen nie. Hy vergewe sy vyande toe hulle hom doodmaak. Hy wys ons hoe. So ek bid en vra vir jou en myself, kom ons maak vandag opnuut ons harte oop vir daardie liefde van God, wat hy reeds in ons harte uitgestort het, maar dat dit duidelik, sigbaar en tasbaar in ons lewens sal wees. Dat niemand hoef te wonder of ons dit het nie. Kom ek en jy wees nie naby iets soos 'n galmende simbaal of 'n klinkende metaal nie, maar kom ons wees nie niks nie, maar iets, iemand, instrument in die hand van God. Ons hele ingesteldheid, Here, gebruik my, wys my, dat ek net u liefde kan deel met ander. En nou is dit nie meer ons mos wat lewe nie, maar Jesus wat in ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Dit is ons elkeen se gebed, Here, dat u liefde wat u gratis, vry en verniet en in oorvloed in ons harte uitgestort het, dat u liefde deur ons sal vloei, dat u Gees ons kan gebruik, o Heilige Gees, om hierdie onvoorwaardelike, onselfsugtige liefde in oorvloed te betoon aan almal wat oor ons pad kom, sonder dat ons vra, voorwaardes stel, eise stel, sonder dat ons gereserveerd is vir wie dit mag kry en wie dit nou kwansies verdien. Maar u het nie een van daardie goed gevra toe u my lief gekry het nie. U het nie een van daardie vereistes of voorwaardes gestel voordat u gesterf het vir sondaars. Maak ons vry daarvan om op ons eie anderse manier lief te hê, dat ons soos u kan lief hê, dat ons hierdie agape, hierdie goddelike liefde sal betoon soos wat u dit aan elkeen van ons betoon het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.